Goeiemôre, dit is Woensdag die 22ste Januarie 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema vanoggend uit met die oue, in met die nuwe. Uit met die oue, in met die nuwe. Eerstens vra ek om verskoning dat ek verlede week se Woensdag Motivering oorgeslaan het. Ek beloof sover dit vir my moontlik is, sal Woensdag Motivering met Dominee Wilko elke Woensdag van nou af vorentoe uitgestuur word. So ons is reeds byna aan die einde van die eerste maand van die nuwe jaar. Ek vertrou met my hele hart dat hierdie jaar vir jou 'n goeie begin was. Ek het ook gehoor dat dit goed gereën het in Zimbabwe en ons is saam dankbaar vir die seëninge. Gepraat van die nuwe. God spesialiseer in die nuwe. Dit is wat God doen. Hy bring, hy gee en hy skep altyd iets nuut. Dink net oor die natuur. Oor 'n week is dit die einde van die maand, maar dan begin ons weer met 'n nuwe maand. 'n nuwe maan. Ons weet dat nuwe sterre gebore word, nuwe eiers broei uit en nuwe diere en mense word gebore. Gedurende die regte seisoen gooi amfibieë en slange hul ou vel af wanneer hulle vervel en tydens lente kom nuwe blare uit en vrugtebome bloei. Hier waar ons is, word die vrugtebode en wingerde tans geoes in 'n nuwe oesseisoen. Die lewe is in 'n siklus van dood en lewe. Dit is ook waar vir ons persoonlik. Op 'n verstandelike sielevlak kan ons hernuwe word. Ons kan ons gedagtes, ons denke, ons denkpatrone, ons uitgangspunte vernuwe. Ons kan daagliks ontslaa raak van al daai vrot denke, gewoontes en situasies wat dood in ons lewe bring. Geestelik word ons ook daagliks weergebore, hernuwe en nuwe rigting vir ons lewe gegee. God maak nuut. Hy gee nuwe lewe en nuwe hoop. Ons het nie nodig om aan die ou dooie vel in ons geestelike, verstandelike en emosionele lewens vas te klou nie. Ons het nie nodig om in situasies, verhoudings en omgewings te bly wat dood veroorsaak nie. Nee, Jesus het gekom sodat ons in die oorvloedige nuwe lewe wat hy vir ons moontlik gemaak het, in alle areas en op alle vlakke van ons lewe kan uitstap. Elke oggend gee God vir ons 'n nuwe geleentheid om lewe te kies. Ons word oorstroom met die oorvloed van sy liefde, genade, barmhartigheid en guns. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 in die Nuwe Lewende Vertaling. Deur die Here se troue liefde is ons nie doodgemaak nie, of het ons nie doodgegaan nie, het ons nie vergaan nie. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. Sy genade het geen einde nie. Op u ontferming kan 'n mens altyd vertrou. Dit is elke oggend nuut. Hier is jou motivering vir vandag. Soos wat ons nou uitstap in die nuwe jaar, onthou elke oggend dat dit die dag is wat die Here vir my gemaak het, dat hy my herder is en hy skenk my sy nuwe liefde, genade en barmhartigheid vir vandag. Dat hy voorsien in al my behoeftes vir vandag en my vandag hoop gee en vandag beskerm, vergewe en lei. My gebed vir elkeen van ons is dat ons elke dag van hierdie nuwe jaar herinner sal word dat ek deur God nuut gemaak is, dat Jesus as die Christus sy lewe vir my gegee het, dat hy die bande van die dood en die sonde gebreek het, uit die dood opgewek is in oorwinning en dat hy opgevaar het om vandag oor die heelal te regeer. Dat God in beheer is van my lewe omdat ek hom met my lewe vertrou en dat ek vandag veilig is in die hande van die Heilige Gees, wat saam met my, in my en om my is, en dat ek vandag God se lig kan laat skyn en sout en inspirasie kan wees vir almal wat my pad kruis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die nuwe en dat u reeds alles nuut gemaak het en aanhou om dit te doen. Dankie dat ons nooit hoef vas te sit in die oue, die dood en die hopeloosheid van hierdie wêreld waarin ons leef nie, maar dat ons as burgers van u koninkryk elke dag nuwe lewe, nuwe hoop en nuwe barmhartigheid ontvang om die dag, die jaar en die storms wat ons op ons reis gaan tref in die gesig kan staar. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Jy moet 'n wonderlike nuwe jaar en 'n nuwe dag geniet en stap vandag uit wetende dat God in beheer is en alles nuut maak. Dit is Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Lewe vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom,
Totdat ons weer volgende week praat. Die Here seën jou oorvloedig.